Ek praat met jou vanoggend oor 'n onderwerp wat ek dink dis vir ons wel bekend, dis die naam van die gemeente, liefde, agape. So terwyl jy al besig is met die ding van, as ons praat van liefde, as die Heilige Gees my skielik begin skuif het na 'n plek om te sê, daar's 'n plek wat ons moet verstaan waar daai liefde vandaan kom. En dis nogal 'n kritiese ding vanoggend. Ek ervaar daar's 'n verklaring wat gaan gemaak word, wat die geestelike dimensie gaan aanraak. So ek wil regtig jou uitdaag om te luister en te hoor. Mag daar skrifte wees wat jy lankal ken, mag dit goed wees, maar maak jou gees en jou hart oop, sodat jy kan verstaan wat God se liefde, die impak daarvan vir jou en ook vir 'n gemeenskap, net vir ons as gelowiges nie, maar vir 'n hele windhoek, 'n hele omgewing waar jy opereer, waar sy liefde daar is om mense in te kry by, dat hulle ook 'n ewige toekoms kan hê wat jy het. So belangrik om dit te kan verstaan. En ons gaan begin met Psalm 89. Dit is die skrif waar die psalmdigter skielik sien, en hy sê, vers 15, jy kan slang daar oopmaak, as jy 'n Bybel het. En wat ons gaan doen is, om te sê, wat beteken daai? Om te sê, sy troon is gebou op die fondasie van reg en geregtigheid. Voor sy troon staan genade en lewe. Ek wil hê dat jy vanoggend daar die vertaling verskillend, op baie maniere, maar ek wil hê dat jy vanoggend sal besef, ons dien die God wat die heelal geskep het. Dit beteken dat alles wat jy sien, wat hulle nog ontdek, en as jy Louis Giglio's video's kyk, jy verstaan, hierdie ster wat hierso en geluide maak, en daai ene, jy sien ongelooflike klere, al hierdie goed is hy besig om te skep. Een ding wat jy ons nie verstaan, hulle sê, die heelal is nog steeds besig om verder uit te brei, al groter te word. Hulle ontdek nog steeds galaksies. En daar's 'n klein menslike breintjies wat redeneer van, is daar lewe op ander plekke, ensovoorts, aliens, weet, daar's baie alien teorieë en goed, daar's aliens, jy verstaan, maar hulle is nie marsmannetjies nie. En wat gebeur is dat ons hierdie, ons teorieë in terme van, hoe lyk hierdie plek, en ons probeer van dit 'n sekulêre omgewing, probeer ons hierdie ding bepaal. Ons weet wie God is. Weet wat in die Bybel staan, wat hy gesê het, dis wat ek sien, dis wat ek verstaan. En een van die belangrike goed, wat Here my herinner het ook, ek het baie gelees, my belangstelling is, hoe lyk die geestelike wêreld, waarin ons leef. Hierdie vleeslike wêreld is tydelik, almal van ons gaan op 'n stadium dit exit. So ek het vanoggend met 'n doel oor die dood gepraat het, daar's ewes 'n plek wat jy sê, hierdie ding bly agter, ek gaan anders heen. My gees leef ewig, waar is jy dan? En die herinner my aan 'n boek wat ek gelees het, hierdie toordokter was een van die top 16 toordokters in die wêreld. Nou om daar te kom beteken dit, jy het gekom uit 'n lyn van toordokters. Jy het baie bloedoffers gebring, jy het al die goed gedoen wat ons as sataniste beskou as verskriklik, was vir hulle normaal. Jy moes mense doodmaak, met ander woorde, en hy sê hulle sit onder die see, saam met Satan, saam met Lucifer self, hy sit op sy troon, en die 16 sit rondom hom, om te vergader oor sekere goed. Hy beskryf 'n situasie, hy sê, in sy omgewing waar hy beheer het, is daar hierdie kerkie, wat die mense is gedoop in Heilige Gees, hulle is wedergebore, hulle praat in tale, hy kry niks met hulle reg nie, hy kry niks in hulle gedoen nie. Dis asof daai 'n onneembare plek is. Dan moet jy verstaan dat hy kom uit 'n era uit, waar al wat hy ken is die duiwel. Al wat hy ken is Lucifer, al wat hy ken is die dood, die moord, die haat, alles wat daarmee saamgaan. En terwyl hy het 'n vraag vir Lucifer, hy sê, luister, ek sit met hierdie klein groepie mense in my omgewing, ek kan niks aan hulle doen nie, daar's 'n vuur rondom hulle, daar's goed, hulle is onneembaar. Hulle aanbid Jesus. Toe Jesus se naam noem, hy sê, toe val Lucifer van sy troon af, en hy skree op hom, jy noem daai naam nie hier nie. En skielik gaan dat ding oop van hom, hy sê, maar, ek het gedog, Lucifer is die almagtige. Hy sê, ek het gedog, Lucifer is die een wat hom beheer het. Daar's iemand sterker as hy. En hy beskryf, hy sê, wat hulle doen as toordokters, wanneer hulle kerk wil infiltreer, wat jy doen is, jy sê vir jou demone, wat saam met jou ry, sit daar in die boom, hulle gaan in, en jy gaan in sonder 'n demoon. So, die ouens besef nie wie hy is nie. Hy sê, kon net nie regkry met hierdie kerk nie. Hy kon net eenvoudig nie ingaan nie.
En hy begin Jesus te soek, en hy sê, daar's 'n God, daar's 'n Jesus, sterker as die duiwel. Dit is die getuienis van 'n ou, wat uitkom uit die diep satanisme uit. Een van die top 16 in die wêreld, beteken, reg oor die wêreld, al die shaman, sataniste, al die goggas, wat kompeteer vir hierdie posisie saam met Lucifer, het hy gewen. En sy getuienis is, hy sê ek het iemand ontmoet, wat sterker is, as die persoon, wat ek jare en jare al dien. In die geestelike dimensie is dit baie goed, dat ek en jy nie sien nie, wat ek net nie nodig is vir ons om te sien nie, maar jy moet weet, daar is soveel aktiwiteit aan die gang, soveel goed, wat mense beleef. Net as sy getuienis uit, het my gesê, daai is die skrif vanoggend, wat ek wil hê, wat ons op tyd gaan spandeer. Geregtigheid en reg is die fundament van u troon. God oordeel regverdig. Hoe het Lucifer daar beland? As jy Bybel lees, hy was een van die hoofengele van God. Hy het alles gehaat, tot hoogmoed in sy lewe gevind is. Hy het geweet God se beginsels. Hy was op die troon. Hy het oor God gewaak. Hulle sê hy was die musikant. Dis hoekom ons so baie wêreldse musiek kry wat ouens intrek in die duisternis in. Ek bedien enige persoon. Hy sê vir my, luister, help my asseblief. Hy sê ek het 'n satanist geword. Ek soek bevryding. Ek sê, en ek, die tipies my kop, baie dit gehanteer, wat se ritueel het jy gedoen, dit. Hy sê, nie niks daarvan nie. Hy sê, net uit die musiek wat ek geluister het, en hy noem die hele reeks van, goed, dat ek mee bekend was, en ook geluister het. Hy sê, dit het my 'n deur oopgemaak, waar ek begin het, om okkulties te raak, en die musiek het my gevat na 'n plek, waar ek hier is, waar ek nou is. Help my asseblief. So Lucifer het geweet, uit die reëls geken. Ek wil vanoggend as jy daarna kyk, toe Jesus die legio aanspreek, wat was hulle eerste ding is? Het hy gekom om ons voor ons tyd te pynig? Hulle weet wat hulle uiteinde is. My harde vraag aan jou is, weet jy wat jou uiteinde is? Is jou lewe vanoggend arrogant? Is jy vol vra nonsens, is jy besig om heeltyd God te bevraagteken? Ek weet nie wat jou hart in die gang is nie, so as ek jou mis, dan sê jy halleluja, prys die Here, ek is okay. Maar ek wil vanoggend jy verstaan, dat wanneer God regeer vanuit sy troon uit, is daar 'n plek wat die hele wêreld regeer vanuit reg en geregtigheid, dis die fondasie van sy troon. Dit wil vanuit liefde kom, hy sê onfeilbare trou en waarheid is tot die diens. Die Engels daarvoor, righteousness and justice are the foundations of your throne. Mercy and truth stand in front of you. En wanneer God kom en hy sê, ek is God van liefde, ek reik uit na mense, beteken dit uit die fondasie van geregtigheid, dis hoe die reëls werk, dis hoe die reg werk, gee ek mense genade, het ek lief. Engele het ook 'n vrye wil. Al die wesens wat God geskape het 'n vrye wil. Dis hoekom Lucifer kon kies. En vanoggend ek en jy vry wil, hoe ons hom gaan dien. Hoe gaan ons vorentoe? En jy het 'n keuse oor hoe jy gaan eindig, maar jy het ook 'n keuse hoe jy elke dag gaan leef. En as ek nou vanoggend verder gaan, wil ek jy moet verstaan, liefde is nie net 'n ding van, haai ek het jou lief, kom ek red jou nie. Liefde is gebaseer op geregtigheid. Liefde is gebaseer op 'n ding van, jy kan dit aanvaar, of dit los, jy het 'n vrye keuse, maar daar's gevolge. En dis hoekom daai troon ding van so belangrik is, wat die Here sê is, alle keuses wat ons maak, het gevolge. Ek het nou my BC daai, jy verstaan, dit drink ou te veel, jy weet jy gaan môre hangover hê, maar jy drink nog steeds te veel. Dan moan jy wil nooit hierdie kop gehad het nie, jy verstaan, en volgende keer doen weer dieselfde. Hoekom doen ons dit? Why are you doing it? Jy weet wat die gevolge is. So kan ek baie goedjies noem. Jy verstaan, jy kan maar kyk, laities, ons het 3 van hulle groot gemaak, hulle gaan 'n kans vat, hy weet, hy kan pak kry oor hierdie ding. Kom, wie van hierdie jong mense het nog nooit so iets gedoen nie? Wie het nog nie 'n kans gevat nie? Ek sal moet vir jou hande oplê. Iets is fout.
En jongen, jy het 'n kans gevat. Ja, hy sê ja, hy het 'n kans gevat. Was jy uitgevang? Hy is uitgevang. Alright. Kom ons maak 'n bietjie ook humor in die ding van. Die Here verstaan dat ons 'n kanse vat. Hy gaan jou opvoed. Hy vat jou op 'n pad. Hy vat jou op 'n lewenspad om hom te leer ken. Ek wil hê vanoggend dat jy hierdie ding sal verstaan is dat hy sal altyd vanuit 'n posisie van reg en geregtigheid, 'n posisie van genade en waarheid, sal hy na ons kyk as mense, kyk na die heelal. En daardie moet jy vir jouself vasmaak. Dan verstaan 'n ou wat staan in Johannes 3 vers 10, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy het geweet wat geregtigheid is. Hy weet wat sonde en rebellie doen. Hy weet wat die gevolge is van dit. Hy weet daar's 'n ewige dood wat hierdie mense ingaan, en het nie kans gesien dat dit wat hy geskep het, net eenvoudig verlore sal gaan nie. Hy skep Adam en Eva. Hulle het 'n ongelooflike verhouding. Kom ons sê hulle 'n paar miljoen jaar in die tuin gewees. Baie keer dink mense, dis net 'n week wat hulle daar was, jy verstaan, toe maak Eva droog. Ek sê hulle was lang tyd daar gewees. Jy verstaan, hulle het tyd gespandeer saam met God, in daai opsomming. Ek ben dan skielik kom Lucifer en hy mislei haar, en Adam wat moes beheer geneem het, die gee dit af, en daar gaan ons. Genesis 3 vers 15 sê, die Here, ek sal iemand stuur, wat hierdie slang se kop vermorsel. Daar's keuses wat ons maak. Kom ons gaan verder. Ja, daar kom 'n plek waar die Here kyk na hierdie klomp mense wat in totale rebellie teenoor hom leef. Hulle het God geken, het geweet wie hy is. Hy het nie Adam en Eva gelos en geloop nie. Hy was heeltyd betrokke by hulle. Dus ek met Kain kon praat. Maar ek kon vir Kain sê, Kain, jy moet keuses maak. Jy verstaan, hierdie sonde lê en loop vir jou. Jy verstaan, moenie dit toelaat nie. Tog het Kain dit toegelaat. Hy het besluit, hy gaan teen God gaan. En ons sien tot by die plek waar Noag kom, want hy sê, ek kan hierdie ding meer so hanteer nie, ons stuur 'n vloed. En Noag bring 'n offer, hy sê, ek sal nooit weer die mens op so 'n manier hanteer, vernietig nie. Hy kon ons van die tafel afgevee het, hy kon ons vir ewig hel toe gestuur het, gesê het, ek begin oor. Hy kan enigiets doen. Die Johannes hierdie ding skryf, het hy die hart van God die Vader verstaan en geken. So lief het God jou en my, dat hy Jesus gestuur het. Was nie 'n goedkoop prys nie. Hy kon alles besluit het. Ons sing die laaste Psalm 46, hy is in kontrol. Hy kan besluit, hy het beheer. Ons verstaan baie keer die beheer verkeerd. Dan maak dit dat ons dinge verkeerd hanteer, of om skuld gee vir goed, wat nie nou is nie. En want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Dit is 'n geweldige sterk stelling. Dis as ouens kom en is arrogant, hulle sê vir my, ek sal later besluit, speel jy met jou ewige toekoms. Ons blind vir die waarheid, verblind te waantoe jy gaan. So ek wil vanoggend met jou praat oor 'n ewige toekoms. Praat waantoe ons gaan, waar jy ewig aanbid, voor God gaan staan. Maar jy het 'n keuse hier en nou, jy het 'n daaglikse keuse om die ding voordeur te vat, ander kant uit. So ek staan vir jou vanoggend met 'n bitter belangrike ding van sy troon af, sê God, ek stuur my seun, ek het jou lief, maar daai liefde is gebou op reg en geregtigheid. Baie keer ons die ding fokus, daai Smarties hierdie koek uithaal, ek weet nie of jy al vir die kinders 'n Smartie koek gebak het nie. Wat gebeur wanneer daai klomp laities hierdie Smartie koek sien? Wat gebeur voordat jy dit nog kans het om 'n ding te sny? Alles Smarties af. Ek sien daar's 'n paar wat weet. Alles Smarties is afgevreet. Jy verstaan? Ekskuus vir die woord, maar en baie keer wat ons doen is, ons kom by 'n plek wat ons kies om hierdie stuk van Jesus het belief te vat en te sê dis reg, ek vat dit. Maar ek vergeet net onder dit staan dat hy wat nie dit aanvaar nie, is reeds veroordeel. Dis hoe God daai prys van Jesus dan ag, met ander woorde, dis die waarde wat hy dan heg. Dit is nodig vir ons om te verstaan dat wanneer jy hier uitstap, daar's mense daar buite wat arrogant is teenoor God. Wat hy is wat sê hy bestaan nie. Jy kyk net op na die sterre man, wie het dit gemaak? Nie evolusie. Okay, evolusie kon nog nooit hierdie goed verklaar nie. Hulle het hulle bes probeer. Dan steek hulle nogal goed weg ook.
Ek lees eendag 'n boek, so 'n dun boekie van 600 bladsye van 'n Henry Morris ingenieur, en hy gaan deur al die goed wat die evolusie ouens wegsteek, wat hulle teorieë deur die voet skiet. En hy sit al die fotos, een en die ander van opgrawings op, en hy sê, dit wat hulle sê van hierdie laag en daai laag en hierdie laag en wat amper sê Jurassic Park sisteme en goeters, hulle was vir elke ding het hulle so 'n naam. Hy sê, stom nonsens. En hy bewys dit. Ek wil sê vandag is dat ons het 'n God wat omgee vir jou, maar is 'n God van geregtigheid. Hy het beginsels wat hy wil hê moet saamloop. Ons lees daai stuk in hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Jy hoor, hy was nie mens nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Baie interessant. Wat het die klomp Jode gesê toe ook nie Caiaphas nie, wat as die Pontius Pilatus sê, ek was my al aan onskuld. Nou sê hulle, laat sy bloed opkom op ons en ons kinders. Hoekom dink jy het die klomp Jode soveel moeilikheid? Hulle het 'n keuse gemaak. En Jesus het gesê, ek het die oordeel aan God oorgegee. Hy het nooit teengepraat, nooit vir homself geveg nie, nooit vir homself gestry nie. En dan lees ons, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Deur wie se wonder julle genees is, want julle was soos 'n dwaalende skaap, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ek persoonlik stop altyd by die ding van genesing, van dit en van dat, maar jy teruggekeer na die herder toe, die een wat jou lei, die een wat na jou kyk, wat jou versorg, en dis 'n belangrike ding om vanoggend weer vir jouself vas te maak is, dis waarvoor ons hier is. Ons het teruggekeer na hom, wat ons beskerm, dra, ewige lewe gee, hervorm, en weer jou help om daai mens te word, wat God wil gehad het jy moes wees. So dis 'n belangrike ding, ek wil vanoggend dit neersit as 'n fondasie. Nou wat is die vraag wat ek wil vra, wat kan jy van God verwag? As mens gaan vir werksonderhoud, wat gebeur? Daar's twee verwagtinge. Daar's die werkgewer wat iets van jou verwag. Daar's iets wat jy van die werkgewer verwag. Nou, in my opinie, die grootste salaris wat ek kan kry. Is ek reg? Jy wil nie werk vir peanuts nie. En dan is 'n belangrike ding van wat ons het vanoggend, is dat wanneer ons kyk na hierdie ding, en God sê hy is liefde, dan is daar 'n belangrike ding van hoe lyk hierdie situasie. Eerste ding is, ons kan goeie nuus verwag. As hy sê ek is 'n God van liefde, beteken dit, daar's goeie nuus wat hy bring. Tweede ding wat ons kyk na is, daar's 'n oplossing vir die situasie waarin ek is. Derde ding is dat daar's waarheid betrokke by hierdie situasie. Met ander woorde, ek kan God vertrou, as hy sê dis hoe dit is, dan is dit hoe dit is. Ek meen, ek sal graag met iemand 'n pad wil saamloop, wat ek weet, ek kan sy woord aanvaar. Hy gaan nie storieetjies maak met my nie. Hy gee lewe. Dis wat ons van God kan verwag. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die goeie nuus? Goeie nuus, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. En ek wil vir jou sê, as jy sonder God is jy arm. Sonder God het jy eintlik nie veel van lewe oor nie. Jy leef net hierdie stukkie. En ek altyd in my Engelse klas met Jam Oesh, en daar in skool waar ek was, in die seunskool, Macbeth was altyd die ding, ons moes Macbeth doen. En enigste stuk wat ek onthou van Macbeth is, dan skryf hy hier so, hy sê, everyone struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. Al wat ek kon onthou van daai moeilike Engels. Ek kom van Windhoek af, man. Daar het ek kom hier van Roendo af, so jy het jou Engels en Afrikaans gekry. Alright, jy het nie, nou het ek hierdie vreeslike Brits wat ek leer daar, so in 'n Engelse skool. Nou ek wil vir jou sê, dis al wat ek onthou, is dat mense sonder Jesus, hulle struts and frets his hour upon the stage. Met ander, jy doen jou ding, jy verstaan hier in jou lewens era waar jy op die verhoog is, en mense sien jou, jy het goed wat jy doen, en die volgende oomblik, then is heard no more. Jy's weg. Daar's niks van jou oor nie. Dis nie wat ons saam met Jesus sien nie. Wat het hy kom doen? Hy het gekom. Hy het gesê, hy het my gestuur om die verbuistel van harte te genees. As jy volgens nog sit met 'n stuk in 'n hart, met pyn in die binnekant, dan beteken dit jy het daardie nie gevat nie. Daar's iets wat moet gebeur binne jou. As iets binnekant wat moet gebeur wanneer die hart stikkend is, pyn,
Liewe maak ons seer. Verhoudings maak baie keer seer. Baie keer draas met hierdie ding. Is tyd vir jou om te sê, Here, hier is ek. Hy het die goeie nuus gebring, daar's 'n oplossing vir jou, daar's genesing vir jou. En hy sê verder, hy sê, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, die wat gebroken is en vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jaar van vryheid, jaar van lewe, 'n jaar van oplossings. Nou ek lê vanoggend, as daar 'n plek is waar jy nog steeds sukkel, waar jy nog steeds gebind is, die een of ander verslawing, een of ander ding. Jy kan verslaaf wees aan 'n klomp games, aan jou selfoon, soveel goed. Dis 'n ding wat jou in die tronk hou. Hy sê ek het gekom dat jy vry kan wees daarvan, dat jy lewe kan hê. En baie keer is ons verslawing ons skuilplek. En al wat dit doen is, dit bring net vernietiging in jou lewe. Vernietig verhoudings, vernietig jou selfbeeld, vernietig identiteit. Een van die belangrikste goed is dat Jesus kom en hy sê, ek kom en ek gee vir jou identiteit terug. Dan ben jy dan. Wat 'n gees van godsdienst doen is, om weer te probeer om identiteit te steel van jou af. Jy is hierdie arme sondaar. Jy is hierdie nobody. Jy is hierdie wurm. Dit sê 'n gees van godsdienst. Wat sê Jesus Christus? Jy is na my beeld geskape, daarom roep ek jou. Jy is die moeite werd, daarom het ek vir jou gesterf. Jy is kosbaar genoeg, daarom het ek die prys betaal, dat jy uitgehaal kan word uit die juk uit. Ek herstel jou terug in 'n verhouding met God die Vader. Ek bring jy by 'n plek van oorwinning, by 'n plek van werklike menswees. Dis die goeie nuus. As jy vanoggend nog sit en jy veg met 'n swak selfbeeld, dan beteken dit, jy mis wat God vir jou gedoen het. Jy verstaan dit nie. As jy heeltyd op jouself gerig is, om te sê, ek is nie 'n goeie Christen, ek het alweer gesondig, ek het alweer dit, dan beteken dat jou hele prentjie van wat Jesus kom doen het, is verkeerd. En ek ervaar nogal dat die Here wil reguit praat, beseker ons vanoggend sê, staan op man, in jou volle identiteit wat sê, jy is vergewe, jy is vrygespreek. Deel met die verbruiseld van hart, deel met die goed in jou lewe, wat stikkend is. Hy het gesê, kom, sodat jy kan lewe hê, sodat jy vryheid kan hê, sodat jy genesing kan kry. As jy nie genesing het, beteken dit of jy verstaan nie wat jy moet doen nie, of jy is te bang daarvoor, of jy wil nie uitklim by die plek waar jy is nie. Baie keer is depressie 'n veilige plek. Praat van amper 40 jaar se berading. Ek luister net na 'n storie van iemand ook wat uit 'n bedelaar geword. En iemand lei hom na die Here toe. En dan gaan die storie al die mekaar hê. As jy my vertel het, dan help my reg, maar en hy het regtig bykant van die verwagting was, hierdie ou gaan opstaan, hy gaan verantwoordelikheid neem van sy lewe, en hy gaan iets anders doen. Ek weet ek sê nie, hy gaan terug bedel toe. Dis wat ek hoor. Hy is nog geredde bedelaar. Wil jy 'n geredde bedelaar wees, of wil jy iemand wees wat sê, ek staan op met 'n nuwe toekoms, 'n nuwe lewe. Ek gaan iewers heen. Hier is dit gekom dat jy suksesvol iewers heen kan gaan. Maar is jou keuse om dit te glo. Is jou keuse om te sê vandag, Here, ek kies om nie meer net hierdie halwe Christen te wees, hierdie low flying te doen nie. Ek soek die hemele. Ek wil zweef soos 'n arend. Maar het kos jou om keuses te maak. Een van die goed ons baie keer nie wil doen nie, is om nie 'n keuse te maak nie. Vir alles daai ding wat ek mee sukkel lekker is. Sonde is lekker, anders het dit nie gedoen nie. Okay. 'n Deel van 'n ou natuurproses. Ek weet, hoeveel predikants sal sê, sonde is sleg, dis nie goed vir jou nie. Ja. Maar man, daai ou dingetjie is dan maar lekker. Daar is 'n ander koninkryk, waarna groot vreugde is, waarna vryheid is. As jy dit eers gesmaak het, en dit inbeweeg het hierdie goed geen aantrekkingskrag meer nie. Dan wil jy meer opereer in 'n koninkryk van duisternis nie. Jy wil nie meer daai goedjies doen, wat jy getrek het nie. Ek kan almal vra vanoggend is, almal van ons moes keuses gemaak het. Jesus gee vir ons oplossings. Hy sê dat 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. Toe Jesus hulle geloofsteen sê aan die verlamde seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Sommige van die skrifgedeeltes het by hulle self gesê, hierdie man praat godslasterlik.
Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê vir hulle, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Want julle kan weer die seun van die mens het mag om op aarde sondes te vergewe, toe sê vir die verlamde man, staan op, neem my bed op en gaan huis toe. En daai stukkie fascineer my. Want vir Jesus was genesing en vergifnis van sondes een en dieselfde ding. Wat ek jou vra vanoggend is, as jy vergewe is, hoekom sukkel ons met siekte? Iets verstaan ons nie. Ons het dit goed verkeerd gekategoriseer. Ek wil jy uitdaag vanoggend om te begin verstaan, vir Jesus is vergifnis van sonde, wat hy gedoen het vir jou. Die dag toe jy vir die Here gegee het, hy sê, is afgehandel, jy is vergewe en genesing, is dieselfde ding. Ons koppe, skei ons dit. Ons moet deur hierdie moeilike pad loop van geestelike groei en jy moet spesiale, heavy geloof hê om hierdie ding deurgebreek te kry in jou lewe. Vir Jesus is dit dieselfde ding. Ons staan nog steeds op ken God leef kragtig. Hoe jy God ken, bepaal hoe kragtig jy leef. Jy praat nie van geestelik nie, praat van jou werk, jou familie, nie hoe jy goeders doen. Hoe kragtig leef jy? Ek wil hê vanoggend dat jy daai uitdaging sal vat. Onthou, Jesus spreek hierso werklike oplossings aan, met werklike probleme. Daai verlamde man wat daar lê, was waarskynlik al rukkie daar. Ek meen, ons ken nie sy geskiedenis, ons weet wat met hom gebeur het nie, maar een ding weet ons, hy kan nie loop nie. En sy pelle bring hom. Hulle sê, jong, hierdie Jesus, hy genees, daar gat hulle met hom. Ek wil jou vra vanoggend, het jy werklike probleme of het jy hipotetiese probleme? Of teoretiese probleme? Wie kan ek vra? Ek wil hê vanoggend dat jy sal dink daaraan, nie een van ons probleme is net 'n teorie nie. Is ek reg? As jy kars wil pap is dit nie 'n teorie nie, dit is 'n werklikheid. As iemand in jou vasgery het, jy verstaan, dan is dit iets wat werklik gebeur het. So Jesus kom en hy sê, my oplossing vir jou en jou werklike probleem is, staan op en loop. Ek het 'n oplossing vir dit. En baie keer as gevolg van ons eie retenasies, kom ons nie deur daai probleem nie. En ek weet, baie keer gebeur dit ook, dat dit nie so vinnig gaan nie. Met ander woorde, is nie 'n kwessie van dat ons bid een gebedjie en poeps, alles reggespring nie. En wens dit was so. Soms is daar karakterbou betrokke by. Plek waar die Gees jou leer, geloof, jy groei, as uitdagings wat jy vat, wat jy tree vir tree vat om deur te breek. En as nou vir ons om te verstaan vanoggend is dat sy koninkryk is nog steeds op reg en geregtigheid gebaseer. En sy liefde vat jou na 'n plek van groter geregtigheid, groter geestelike groei, 'n plek wat jy in 'n beter posisie staan in terme van jou waardesisteem wat verander het. Goed dat jy in jou eie lewe uitgesorteer het. Ek wil hê vanoggend vat hierdie ding van elke keer wanneer die Here deur 'n proses vat, is daar 'n rede. Hy wil jou 'n beter mens los as wat jy was. Kan jy 'n uitdaging vat vanoggend? Jy vanoggend kan sê, Here, ek steek my hand op. Halfpad. Ek wil vanoggend dat ons kom by 'n plek dat jy sê, Here, ek steek my hand op om saam met hierdie pad te loop. Ek kies hierdie oplossings. Ek verstaan nie altyd alles nie. Verstaan nie altyd hoekom goed skeef loop nie. Verstaan nie altyd wat die proses is nie, maar een ding ek kies om saam met U te loop. U het dit. Ding van waarheid. Dit was my so belangrik. Hy sê, ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Hoekom die fokus volgende op dit is, weet ek nie, maar as een wat ek weet is, wat die Here hierso is, hy waarsku mense, hy sê, moenie hierdie keuse nie maak nie. Hier was 'n stoeigeveg in die gang, waar die klomp Jode sê, ons glo nie, jy is Jesus nie, jy is nie die Messias nie. Al hierdie goed, hy sê, as julle nie glo nie, sterf julle in julle sondes. En daarom is geloof so 'n geweldig belangrike ding. Tweede ding wat ek graag wil lees, wat Jesus vertel hy die verhaal, ons lees oor dit, hy sê, as jou voet leer struikel, kap het af.
is beter vir jou om krepeel deur die lewe te gaan, as om 2 voete te hê, en in die hel gewerp te word in onblusselike vuur. Ons lees die ding as simbolies, ja, dis simbolies en is dit, maar die werklikheid van die hel is nie simbolies nie. Dis reality. Ouens wat die Here soontoe gevat het, ek ken ook Kenneth Hagin, as jy hom nie ken nie, dis 'n skrywer van, hy sê, hulle noem die vader van geloof, klomp boeke geskryf. Hoe het hy gekom waar hy gekom het? Hy is op 12-jarige ouderdom, hy is bedleend, hy het 'n hartprobleem, en 'n volgende oomblik sterf hy, en hy bevind hom in die plek waarin die vlamme is. En hy vind hom in die hel, hy het God nie geken nie. Nou, op 'n manier, het sy hart weer in die klop gekom, ek het die storie als vergeet, hy kom terug en hy besef, daar is 'n plek wat hy nie wil wees nie. En hy kom tot bekering, van daaraf skryf hy 'n klomp boeke oor geloof, wat deur hom kragtig gebruik. Baie interessant, hierdie ouens wat, ook in Amerika, die ou skryf 'n boek, hy sê, hy is blykbaar 'n baie groot man, hy is so goed as 'n Manfred blykbaar, as ek die storie reg verstaan, en wat hulle doen is, dat daar 'n kliniek waar hulle ouens resusciteer, wat nou basies besig is om te sterf, is 'n laaste stand poging. En hy sê, hy is besig om hierdie vrou, wat hartstilstand gekry het, besig om te masseer. Nou dit maak seer, as jy jou borsbene mekaar druk om jou hart te pomp, ek weet nie, waar is hier 'n dokter? Dit is pynlik. Deesdae skok hulle ou, maar hy sê hulle het hom, en hy sê gewoonlik is die eerste ding wat mense sal sê is, haal jou hande van my bors af, jy maak my seer. Hierdie vrou sê, moenie ophou nie, ek wil nie terug gaan na die plek toe nie. En met nabetragting was sy op 'n verskriklike plek, maar sy kom beskryf as hel, sy was verlore. Ek wil die hele tyd vanoggend vir julle bring. Die waarheid is, daar is 'n plek wat ons nie wil wees nie. Maar die waarheid is, daar is 'n plek waar baie mense soontoe gaan, sonder hulle eers weet hulle gaan. Dis jou en my se verantwoordelikheid om te sê, ons het lewe om te leef, wat hulle gaan hoop gee, hulle gaan help om deur te breek. Kun jy daar vanoggend, kyk maar na jou familie, ja, ek het al soveel keer gepraat, soveel keer gebid, ek het al opgehou bid. Miskien moet jy met nuwe vuur en passie bid, en God roep vir die ouens, wat jy weet, rondom jy is. Daar is 'n waarheid. Die ander waarheid het ons reeds gekry, God is lief vir jou, hy het gesterf vir jou, hy het moeite gedoen, om deur te breek vir jou, om as mens vry te kan kom. Dan is daar lewe. Hier is 'n antwoord, om en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. 'n Verhouding met Jesus, is alles. En ek wil net hierdie vir jouself sal vasmaak, is daai verhouding, moet jy kan koester, is jou keuse van hoe diep jy gaan, is jou keuse, hoe jy daai pad loop. En ek wil jy uitdaag vanoggend, is dat hoe daai verhouding lyk, bepaal hoe jy leef. Want dan sê daar, hy sê, as jy my geken het, sou jy my Vader ook geken het. Die vraag wat jy wil vra vanoggend is, hoe ken jy Jesus? As hy so opdaag hierso, en kom ons sê het maar bedelaarsklere aan, sal jy onmiddellik kan herken, of nie? Sou jy Jesus herken as hy opdaag? Het jy genoeg moeite gespandeer, tyd met hom gemaak, gepraat en geroei met hom, dat jy kan sê, sjoe, as hy instap, ek sal weet is hy, sy stem toon. Ek het dan baie keer in daai ding van, waar Jesus nou staan, het opgestaan die doodheid, en Jesus Maria wat baie tyd saam met hom gespandeer het, maar sy ken hom man, en sy dink hy is 'n tenier, maar die manier hoe hy vir sê, Maria, is onmiddellik geweet, dis Jesus. My gebed vir myself is, Here, ek wil nooit kom by 'n plek, as U vir my sê, Kes, gaan ek dit mis nie. Ek wil die stem ken. Dis 'n verhouding wat ons moet hê. Ken hom beteken intimiteit. Beteken, daar is soos uitreiling van gees tot gees lewe. My hart tot syne, sy hart tot myne. En dis 'n plek wat hy sê, dis waar ek jou soek. Ek soek jou by die plek waar daar 'n verhouding is, van lewe, van liefde, van om saam mekaar te loop. Waar is jy vanoggend? Het jy een keer 'n week stilte tyd? Lees jy 5 minute Bybel en bid so 2 minute? Of is 'n plek wat jy 'n konstante verhouding sê, Here, ek soek meer uit die woord uit. Ek is nuuskierig. Daar's soveel goed in die koninkryk wat ek kan ontdek. Ek wil alles weet. Eendag een van die redelike senior persoon, hy bid vir my, hy sê vir my, ek sien jy vra baie vrae. Hy sê, jy vra die Here klomp vrae. Ek sê, ja, jy is reg, ek vra baie vrae. Ek ken my nie van, ek ken dit uit, ek weet, dis vir my privaat, dink ek kan profete goed oopryk,
Hulle sien goed in jou lewe raak wat jy nie gedink het hulle sal sien nie. My privaat stilte tyd is my privaat tyd saam met God. Ek blaker dit nie uit. Hy sê my, jy vra baie vrae. Ja, is reg, ek vra baie vrae. En hy sê dit Sander, hy sê vir my, die Here is gelukkig daarmee. Ek wil jou uitdaag vanoggend is, hoeveel vrae gaan jy hom vra? Hoeveel gaan jy sê, Here, ek soek meer. Dankie wat ons het, maar ek is nie tevrede nie. Ek soek meer van U, ek soek daai lewe. Ek wil U ken. As jy met my praat, sal ek die stem hoor, sal ek weet dit is U. Nou goed, wat verwag God van ons? Eerste ding is hy verwag geloof. Tweede ding is hy verwag gehoorsaamheid. Derde ding, hy verwag liefde van ons kant af. Geloof. Kom ons kyk 'n bietjie. Eerste ding wat hy sê is, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het, is Jesus. Glo in Jesus, nie in jou verlossing, net as gered, of hy kom jou help nie, maar is die plek waar jy so in hom kan glo, dat die wonderwerke wat hy wil hê jy moet doen, deur jou kan plaasvind. Ons almal het geglo tot redding, dis ek moes hier sit. Waar is daar 'n plek waar jy kan sê, ek gaan hom glo vir alles. Hy is my hero. Ek gaan hom my identiteit volgens hom vorm, al hierdie goed. Interessant. Daarop vra Jesus uit sy vader, hy sê, hoe lank is dit al dat hom oorgekom het, hierdie ouetjie wat maansiek was? Hy sê van sy kindsdae af, dikwels het hy homself in die vuur en die water gooi om dood te maak. Maar as jy iets kan doen, ontferm hy oor ons en help ons. Jy hoor die prentjie van daai ou, hy is moedeloos. Verstaan, hy het meer oplossings nie. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. So daar's nie een wat hier sit vanoggend, waarvoor dinge nie moontlik is nie. Daai goed wat jy jou moeg mee gesukkel het, sê ek gee op, ek kan nie meer nie, ek het nie 'n oplossing nie. Jesus sê vir die pa, sê, as jy glo. Hy roep uit, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Jy moet groei in geloof. Ek meen, daar vind bevryding plaas, daar op die duiwel. Jesus maak hom gesond. Ek wil hê vanoggend, wat is jou roep? Here, ek glo U. Ek is nog goed dat ek moet ontdek. Ek wil dit ontdek. Here, ek wil nie 'n halfgebakte Christen wees nie. Ek wil 'n vol mens wees. Vol identiteit. Vol oorwinning. Ek wil leef vanuit die plek van totale oorwinning in Christus Jesus. Maar jy het geloof nodig om te glo, hy gee dit vir jou. Jy het geloof nodig om te sê, Here, maak nie saak wat die uitdaging is nie, ek staan, hierdie ding moet skuif, want my Jesus het gesê, elke ding is my moontlik. Nie uit jouself nie, nie uit jou eie performance uit nie. As jy hom kan glo, is dit moontlik. En dan vat jy hierdie proses van groei, stampe en stote, hy wys jou lewe. Wat baie keer sê, Here, ek kan nie glo ek het nog hierdie nonsens in my lewe nie. Maar vir elke fase wat jou deurvat, elke fase van groei, sorteer jy jou uit dat jy 'n heilige lewe sal hê. Meer koninkryksgeoriënteerd sal wees as wêreldgeoriënteerd. En hy skuif jou na 'n plek waar soos hy sal wees, dan gee die antwoord. Waar staan jy vandag? Miskien dat goed dat jy baie oor gebid het, en gebid het, en nog 'n keer gebid het, en niks het gebeur nie. Dit is seker maar nie die wil van die Here nie. Weet al gekom. Miskien is maar net God se wil dat ek moet suffer met hierdie ding. Sal ek moedeloos, en ek wil jou uitdaag vanoggend om te sê, Here, as U sê alles is moontlik, hierdie ding moet ook aanskuif. Ook nie te vat as sê, Here, hierdie ding bring ek weer vir U. Ek gaan nie los voordat daar nie 'n deurbraak is nie. Kan jy vasbyt? Ons het 'n mannetjie se naam is vasbyt. Ek sal eendag saambring. Nou, ek onthou, as kind, nou, koop my pa hierdie voortrekker skoolbus. Ek was nie voortrekkers gewees daai tyd. Dis hier 1972. En die bus is 'n 1948 model. Ek dink hoe oud hy is. En hy koop hom vir R400 en ons gaan hierdie bus vat, ons gaan hom in 'n karavaan omskep. Raai mooi wie moet die donkie werk doen.
Ons die banke uithaal, loskroef, jy was dan pa adviseer, jy was dan ons met ding, ek het nooit gedink kan 'n koevoet buig nie, maar ek het hom gebuig op baie hout. En net so 'n koevoet. Hy is nou weg hier weer, ek weet, dit is al hoe kom saam gery het. En nou ja, uiteindelik toes die bus nou ons skep in 'n karavaan. Eerstens, nuwe vloer moes in, en saam met dit, nou word eers die ding toets, so kaste word ingedra, weet, dan kombuiskaste, en weet, net want as jy, okay, maak hom 'n bietjie met 'n tou vas, om die eerste draai, hier gaan al die laaie oop, o frik, ons nie laaie teruggemaak, trek die mes in virke, okay, stop, okay, nou is jy alles terugpak, en hy slaap in die bed wat jy ingedra het, so, ons oefen om die ding te ontwerp. Hier ook al koop my pa hierdie mannetjie, en hang hom voor in die bus, en hang ons vasbyt, en dan breek die engine, ek onthou, tussen Isakos en Karabib, elke jaar, met vakansie, breek die bus daar. Raai wie is die mechanic? Dan is ek onder die bus in, jy verstaan, ek sal nooit vergeet nie, opgestaan en breek die universal joint, want ek ben die bult is ons lang, en mechanic sal verstaan. Daar is nergens so 'n universal joint in die hele omgewing nie. Uiteindelik sit ek aan my pa, ons sit 20 sente in, toe pas dit dan in, jy verstaan, so 20 sente red toe die bus, ry see toe. Kom by my 14, kom terug, vergeet heel van dit, hier jare later, kom ons agter die universal joint moet vervang word, hier sit die 20 sente nog steeds. Hier op 'n stadium ry ons af en my ma ry agter. Sy sê vir my pa, luister, hier is vonke onder die bus uit. Het my pa die briek trap, hier jaag ons hier teen daai bult af, hier amper daar, toe die stuurstang uitgeval. Raai wat 'n bekkertjie doen? Stuurstang terug, blou draad. Daar gaan ons. So is nou weer van vasbyt. Ek sal 'n foto vir jou gee. Ek wil hê vanoggend dat jy sal weet dat wanneer jy 'n pad loop saam met die Here, is daar uitdagings. Maar met elke uitdaging is daar 'n oplossing. Jy kan wen. Een wat jy nie kan doen is, jy kan nie opgee nie. Geloof gee nie op nie. Ek wil jy uitnooi vanoggend om saam met ons hierdie journey te vat. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Ek ken hom met my kop uit, ek kan my nag wakker maak as ek hom opsê. Ding egter is, daar is geloof nodig en groei nodig om te sê, Here, elke ding gaan ek probeer, gaan hom toets. Want in die geestelike wêreld erken Jesus. Ek terugkom na die toordokter se belewenis. Hy besef, Lucifer is bang vir Jesus, toe maak hy 'n skuif. Dis die realiteit. Hy skryf die boek, van 'n plek wat hy 'n bevryde man is, na jare, vanuit al die demone, honderde demone ontslae raak, en hy sê, Jesus is die wenner. Gaan Jesus die wenner wees vir jou. Hy verwag gehoorsaamheid. En ek gaan baie vinnig hierdeur gaan en sê, Petrus, die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Sonder skoolversie. Maar weet jy wat, jy het 'n keuse om te maak elke dag, wie gaan jy gehoorsaam? Jesus sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê, ons sal hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar wat die Vader my gestuur het. Om die woord te bewaar beteken, is dat jy doen iets met die woord. Jy is gehoorsaam daaraan. Jy pas dit toe. Dis waar na God kyk. Hy sê, dis waar ons kom by van gehoorsaamheid. Ek wil afsluit met die laaste ding. Hy sê, hier ons sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ons kan mekaar beskinder, ons kan klomp goed doen, die wêreld sal blind bly. Die wêreld weet Jesus bestaan, as hulle kyk hoe ons mekaar hanteer. Een van die goed wat God verwag is, dat ons mekaar met opgewondenheid sal hanteer. Mekaar se foute sal toedek. Irritasie sal uitsorteer, misverstande sal uitsorteer. Ek het versoek ons goed om 1 Korintiërs 13 op te sit, maar ek gaan dit nie doen vanoggend nie. Elkeen van ons het 'n werklike lewe wat jy leef. Is dit reg? As jy nog gaan opstaan, dan het jy werklike lewe. Jy moet toilet toe gaan. Kom mense, ons raak prakties. Jy gaan ontbyt eet, of jy later iets eet. Jy gaan jou tande borsel. Dis alles werklik.
Die verhoudings wat ons het, is werklik. Is nie teoreties nie. Maar kan jy sterk genoeg wees om te sê, ek het 'n positiewe bydrae om te gee tot die mense rondom my? Kan jy sterk genoeg wees om te weet, iemand gaan 'n fout maak teenoor jou, wat jou gaan seermaak. Jy moet dit hanteer. Dan wil ek dit omdraai. Die kans dat jy 'n fout gemaak, wat iemand anders gaan seermaak, is 100%. Die kans dat jy 'n fout gemaak, wat iemand anders gaan afronteer, is ook 100%. Sal jy wil hê daai persoon met jou haat, of wil jy met jou vergewe? Ons dink nooit daaroor nie. Ek het eendag klaar by die Here oor al hierdie goed. Hy sê vir my, luister, mense het jou karakter nodig om te kan groei. Yes, Here, dankie vir daai ene. Hy sê vir my, maar, jy het ander mense se karakter nodig, wat jou moet skuur, dat jy kan groei. Ok, daai net ek nie sien kom nie. Beteken wanneer iemand anders in sy persoonlikheid jou skuur, beteken dat die Heilige Gees is besig om iets in jou te doen. Dis nie daai ou se fout nie. Ek ben nou dalk iets gesê wat jou getrigger het. Kan ek Engels gebruik, jy verstaan. Maar daai trigger kom waar dit binne in jou is. Dis nie hy of sy nie, dis jy. En hy sê dit vir my, ek gaan mense oor jou pad stuur, wat jou gaan krap tot jy groei. Ok, daai ene het ek ook nie sien kom nie. Was nie goeie nuus vir my nie. Daar's dan wat ek lus om te sê, Here, kan 'n mens nie deur die lewe gly net nie. Jy verstaan, kan nie net so 'n bietjie, kan ons bietjie so probleemvry wees, jy verstaan. Iets soos Hawaii, ek het 'n prentjie oor Hawaii, jy verstaan nie. Sit met jou, wat sy ding, daai coconut oopgesny met 'n strootjie in, jy verstaan, en die lewe is net lekker, die see is daar, jy kan die boot ry, die briesie is daar. Daar's so 'n rustige stilte, jy verstaan, jy weet nou, Heilige Gees weet ek, jy's geen moeilikheid. Hy sê vir my seun, dis 'n illusie, dis nie lewe nie. Lewe beteken, jy groei saam met my. Jy leef saam met my. Jy word hervorm. Jy word om my beeld herskep. Sodat jy met groter vreugde kan leef. Dat jy sukses kan beleef. Maar sukses het 'n prys. Jy sterf aan jou nonsens. Ek herstel in jou my identiteit wat jy moet hê en ons het sukses. En in daai proses moet jy 'n klomp besluite neem. Ek wil jy uitdaag vandag. Ons gaan mekaar lief hê, nog meer. Dit beteken, jy gaan toelaat dat 'n ander ou jou skuur. En ek meen, jy gaan as jy dit kan hanteer, jy gaan sien nie, maar jy bid saam met my. Hier is 'n ding aan die binnekant. Hierdie ou krap hom. Jy verstaan, hy krap hom groot. Dis nie daai ou nie. Dis jy. Kan ek terug gaan lief hê? Dis my beurt om hom te krap. Hoor dit ek sê? Jy het ook 'n beurt waar iemand anders onder druk plaas. Jy besef dit dalk nie eers nie. Kom ons hê mekaar lief. Kom ons leef 'n lewe van oorwinning. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons kan weet, Here, jy is ernstig vanoggend om ons te bring by die plek waar u Gees kragtig deur ons kan werk. Dat ons sal weet ons het die regte kant gekies. Dat ons sal weet ons is oorwinnaars in Christus Jesus. Dat ons sal weet daar's 'n groeiproses na groter hoogtes, groter deurbrake, groter lewe, groter heerlikheid, om voor die troon te kan staan met vryheid. Here, ek wil elkeen seën volgende, Here, dat niks wat u gesê het, wat ons hoop moet gee, ons is laat gaan nie. Dat ons vol geneeste, oorwinnende, vreugdevolle mense sal wees en sal word in hierdie gemeente. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen.